Kom prys hom alle nasies, kom sing, kom loof die Heer. Vandag ook weer oor die hele wêreld heen, mense wat opdaag om saam te sing, saam te luister, saam te bid, saam te loof, saam te eer. En as ons uit ons aanbiddingsplekke uitstap, terug huis toe in U teenwoordigheid. Want U is my lewe, U die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ons vra U teenwoordigheid en U seën oor ons erediens. Amen. Nou gewoonlik is Pinkstertyd, uitstorting van die Heilige Gees, is gebedstyd. En omdat dit so is, vandag 'n verwysing na die Onse Vader, maar nie uit Matteus 6 uit nie, daar waar hy hom leer bid het nie, maar ook agterna, waar disippels die Here hoor bid het en gesê het vir die tweede keer, maar leer ons bid, ons wil ook so bid. En dan kom ons af op die gedeelte in Lukas 11. Minder bekend as die hele Onse Vader gebed in Matteus 6, maar net so kosbaar. Lukas 11, en ons lees vanaf vers 1 in my Bybel, op bladsy 85 van die Nuwe Testament. Lukas 11. Op 'n keer het Jesus op 'n sekere plek gebid. En toe hy klaar was, het een van sy disippels vir hom gesê, Here, leer ons bid, soos ook Johannes sy disippels geleer het. En hy het vir hulle gesê, wanneer julle bid, moet julle sê, Vader, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Gee ons elke dag ons daaglikse brood en vergeef ons sondes, want ook ons vergewe elkeen wat teenoor ons skuldig staan. En bring ons nie in versoeking nie. Hierna het hy vir hulle gesê, gestel een van julle te vriend, en hy gaan om middernag na hom en sê vir hom, vriend, leen tog vir my 3 brode, want 'n vriend van my wat op reis is, het by my aangekom, en ek het niks om vir hom voor te sit nie. En daardie man antwoord van binne af, moet my nie pla nie. Die deur is al gesluit en ek en my kindertjies is al in die bed. Ek kan nie opstaan om dit vir jou te gee nie. Ek sê vir julle, selfs al staan hy nie op om dit vir hom te gee, omdat hy sy vriend is nie, sal hy tog opstaan en vir hom gee wat hy nodig het, omdat die man so onbeskaamd aanhou. Ek sê vir julle, vra en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal vind. Klop en vir julle sal oopgemaak word. Want elkeen wat vra ontvang, en wie soek, vind, en vir wie klop, sal oopgemaak word. Watter vader onder julle sal, as sy seun om 'n vis vra, hom 'n slang in plaas van 'n vis gee? Of as hy 'n eier vra, vir hom 'n skorpioen gee? As julle wat sleg is, dan weet om goeie geskenke aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan hulle wat omvra. Ekskuus. Ek ben nou net hier, my aandag was afgetrek, want in sekere vertalings gaan dit 'n klip en 'n brood wees. Wie van julle Bybels het nog 'n klip en 'n brood in plaas van 'n eier en 'n skorpioen? Maar dis die oorspronklike teks praat van 'n eier en 'n skorpioen. Ons lees tot sover vandag, geliefdes. Ek wil saam met julle net rustig raak. En ek wil hê terwyl ons dit doen, terwyl ons so sit en ons oë sluit, kom ons bely ons geloof. Op hierdie oomblik kom sê ek hart, Here, somme met gewone woorde wat in my hart leef. Ek glo dat U alles gemaak het en dat U die Skepper almagtig is en baie groot. Maar ek glo ook dat U my Vader is. Want hy wat gekom het, deur die Heilige Gees, ontvang, gebore uit 'n maagd, wat 'n moeilike pad gestap het, uiteindelik gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het en opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand. Hy het my die voorreg gegee
om U Vader te noem. Hy, U, my Here, sal ook weer op 'n stadium kom om te oordeel die wat nog lewe, die wat reeds gesterf het. Ek glo ook dat ek op hierdie stadium gelei word deur die een wat hy gestuur het toe hy weg is, die Heilige Gees. Ek ervaar die Heilige Gees elke dag in my lewe, hoe hy met my praat, deur gedagtes, deur denke, deur gevoelens, deur dinge wat gebeur. Ek glo nie in die noodlot nie, ek glo ook nie in 'n geluksgode nie. Kyk ek agter my heen, dan kom ek agter hoe U my lewe stuur. Hoe alles volgens U wil geskied. Daarom bely ek op hierdie oomblik U alomteenwoordigheid in my lewe. U weet van my, U ken my gedagtes voordat hulle by my opkom. Daarom is ek ook op pad na 'n ewige tuiste. Ek glo in die ewige lewe, ek glo in die opstanding uit die dood. Ek glo in 'n lewe in U teenwoordigheid. Daarom ook is ek deel van 'n heilige, algemene Christelike kerk deur die hele wêreld. Ek weet, Here, soms probeer mense ons stemme stil maak. Soms probeer hulle sê wat jy glo is nie welkom hier nie. Maar ek is nie stil nie. U leef in my. Hoe kan ek stil wees? Daarom leef ons ook in hoop. Daarom bid ons ook vir mekaar. Daarom weet ons, elkeen van ons, maak nie saak hoe verskillend ons is nie, Here, van almal van ons is een waarheid, algemeen waar. Ons is almal op pad. Dankie vir die voorreg om lewe hier te geniet, om bande te smee, om familie te bou, om vriendskap dig teenoor 'n mens te hê. Dankie vir elke geleentheid om 'n maaltyd saam te geniet. Dankie vir elke geleentheid om 'n ander een se las te dra, want Here, U gee my die krag om dit te doen. Dankie vir elke geleentheid om U te sien in elke sonsopkoms en elke sonsondergang. Here, lei ons ook vandag so. Maak ons bewus ook van mekaar se nietigheid en mekaar se seer, sodat ons hier is tot U eer. Dankie vir die voorreg om U te ken, om U te mag lief hê en om U te dien. Help my om ander lief te hê met U liefde. Amen. Ek het net nou gesê, Pinkstertyd is gebedstyd. En daar was 'n rede hoekom ek dit gedoen het. Dit is presies wat gebeur het, net na die hemelvaart, nadat Jesus opgevaar het en die spulletjies staan nog agterna en kyk, en die engel sê, hoekom staan julle so en kyk, daar's werk om te doen, en toe gaan hulle terug. Hulle gaan terug Jerusalem toe, om te wag vir die uitstorting van die Heilige Gees. Want die Here het gesê, dit gaan gebeur. Hy het nie vir hulle tyd gegee nie. Het is vandag baie maklik om terug te kyk en te weet, dat dit 10 dae na hemelvaart gebeur. Want toe daai manne terug is Jerusalem toe, het hulle nie geweet, dit gaan net 10 dae wees nie. Wat hulle gaan doen het wel, was 'n wonderlike ding. Mens lees daarvan na Handelinge 1 vers 14. Hulle het teruggegaan Jerusalem toe om te wag op die Here, om te wag op die Gees, en hulle het eensgesind in gebed volhard. Dit klink nogal hoogdrawend, maar wat dit sê, waar die een se gebed opgehou het, het die ander een se gebed begin. Volhard beteken hulle het aangehou en aangehou en aangehou, met die wete dat hierdie gebed hulle deurdra. Wat hulle nou beleef is vreemd en nuut. Hulle was so opgewonde toe die Here opgestaan het, hulle het gedink alles gaan weer wees, soos wat dit voorheen was. Niks sou ooit weer dieselfde wees nie. En toe voor hulle oë vaar hy op, en nou moet hulle opnuut begin met 'n nuwe hoofstuk in hulle lewe, sonder hom.
sonder om te weet hoe loop die pad nou. Wat dra hulle? Gebed. Want hy het hulle geleer bid. En ek dink op die dag met Pinksterfees, toe hulle in daai kamertjie byeen was waarskynlik gevul soos gewoonlik met gebed, hulle gebede. En dan gebeur het, die Heilige Gees word uitgestort. Iets soos 'n stormwind vul die kamertjie, iets soos vuurtonge kom op hulle koppe verdeel, en hulle kry hierdie wonderlike tale om te praat, want daar is werk om te doen daar buite. Maar lang voor hierdie oomblik, het die Here hulle die vermoë gegee om te kan bid. In Lukas 11 lees ons, hulle hoor hom bid, en dis hoe hierdie gedeelte begin in Lukas 11, hulle die Here iewers hoor bid, hulle was naby genoeg om hom te hoor bid, en dan kom hulle agter hulle bid nog nie so nie. En dan vra hulle hom, leer ons om ook so te bid. Ons is u disippels. Johannes, die doper, het sy disippels geleer, leer ons ook. En dan begin Jesus hulle leer. Jesus kon seker vir hulle gesê het, ek het julle al geleer. Onthou julle die eerste preek, die bergrede, Onse Vader wat woon in die hemel? Maar hy doen dit nie. Hy sê, maar kom ek leer julle weer. Kom ek leer jou bid. En dan kry jy te doen met 'n korter weergawe van die Onse Vader. Selfde woorde, net hier en daar iets wat nie daar is nie. Maar waarskynlik om die eerste gebed wat hulle geleer het, net om te herinner, onthou julle hoe klink dit nou weer? En dis die ding van die Onse Vader. Dis meer as net 'n gebed. Partykeer as jy die Onse Vader bid en hy's korter as wat jy dink, hang af watter taal jy praat, en die Onse Vader is maar net meer as 70 woorde. Maar dis nie 'n gewone gebed nie. Die Onse Vader kom krap eintlik 'n mens se wêreld. Kom wys jou 'n nuwe manier van lewe. Kom gee vir jou 'n ander identiteit. Ek gaan nou vir jou sê wat ek bedoel. Dis verskriklike bekende woorde. Almal van ons ken die Onse Vader. Of 'n weergawe van dit. Almal van ons ken Psalm 23. Almal van ons ken liedjies waarmee jy groot geword het wat jy kan sing. Daar ken jy nie al die woorde nie. Maar jy kan so nou en dan tussen al die 'n paar woorde uithaal. En dis die ding van iets wat bekend is. Soms word dit so bekend dat jy nie eintlik meer agterkom, wat bid ek, wat sê ek, wat sing ek nie. Hierdie paar bekende woorde is eintlik gevaarlike woorde. Want wat bid ons met hierdie Onse Vader? Jy sê eintlik vir God, kom vorm hierdie hele wêreld om my. Moet dit nie so los nie, Here. Vat my op 'n reis, vat my saam en omvorm alles wat hier om my is. Maak dit anders. Maak dit dat dit lyk soos u koninkryk. Ons Vader wat woon in die hemel, laat u naam geheilig word. Terwyl die wêreld hier buite dikwels sy naam ontheilig, as 'n kragwoord gebruik, en dikwels gebruik om 'n punt te maak as hulle ernstig is oor iets. Ek luister baie keer na iemand en dink ek dink nie jy weet meer dat jy hierdie woord gebruik nie. Dit is soos 'n leesteken. Wat bid ons? Laat u naam geheilig word. Gooi dit om. Laat u koninkryk kom. En dit terwyl mense op hulle eie koninkrykies, koninkraaie, elke haan op sy eie mishoop, hoe ek dinge wil hê, hoe ek dinge wil inrig, my koninkryk, laat u koninkryk kom, bid ons. Laat u wil geskied. Nou hoef ek nie vir jou te vertel hoe moeilik die een is nie. Party mense bid hulle eie weergawe, laat u wil geskied, solank dit ooreenstem met my wil.
Dis nie wat ons bid nie. Dis ten koste van my eie wil. Gee ons daaglikse brood, en dan wonder ek, wie van ons loop met 'n trolley of 'n mandjie in die winkel en sê die Here dankie vir goed wat ons binne-in mag sit, ons skerm eerder oor die pryse, is dit nie? Vergewe my, terwyl die moderne mens nie meer verantwoording wil doen nie. Vergewe my soos wat u ander vergewe. Terwyl ons ander mense nie wil vergewe nie en glo 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. Laat kom my nie in die versoeking nie, maar verlos my van die boosheid. Terwyl die wêreld baie keer wemel van mense wat eerder in die bose wil bly, want dit is makliker. Jy hoef vir niemand iets te sê nie, van niemand iets te vra nie, vir niemand op te kyk nie. Die Onse Vader is 'n gevaarlike reis. Jy vra eintlik vir God, kom maak alles anders as wat ek dit hier buite beleef. En nou wil ek vir jou sê, soms is dit maklik om hierdie pad saam met God aan te durf. Want soms is sy wil baie duidelik. Soms, en dis baie keer in mense lewe, kom jy by oomblikke wat jy alles verstaan. Dinge loop mooi. Ek luister soms na mense wat ook in hulle immigrasieproses vir jou vertel, alles het in plek geval. Die huis het vinnig verkoop. Daar het toue mense gestaan wat ons karre wou hê, ons meubels het so gegaan. Ons het goeie pryse gekry, geen probleme met die residensie aansoek nie, niks nie, alles in plek. God seën ons. Die meetsnoere val vir ons op lieflike plekke. Ek wens soms ek kon saampraat. Was nie altyd so maklik gewees in my geval nie. Maar jy kry soms mense wat presies verstaan en kan aangryp en dit vier en jubelend wees daaroor op hierdie oomblik waar hulle is en hoe God sorg en hoe God voorsien. My keel trek soms toe. As dit net goeie nuus is. Want dit is nie net altyd goeie nuus nie. Saam met God op pad kom daar ook oomblikke wat 'n mens goed nie verstaan nie. Die ouer mense het die besturing van God genoem. Wanneer God steeds in die wêreld dinge laat gebeur volgens sy wil. En is daardie wil dikwels verskil van wat ek graag wil hê. Dan word het moeiliker. Mense raak stil as dit by uitdagings kom. Jou woorde droog op. Mense raak stil as dit by vinnige moeilike draaie in die pad kom. Mense raak stil by moeilike diagnoses, by woestynoomblikke. En anders as by die maatsnoere het vir my lieflike plekke geval, deel van die pad, is hierdie nie oomblikke waar jy in lofliedere uitbars, en die Here se grootheid besing nie, want dit raak moeilik. In hierdie oomblikke leer jy nie om te verstaan nie. Jy leer om volledig te vertrou. Jy leer om volledig te vertrou. Hierdie moeilike oomblikke gaan nie net oor gehoorsaamheid nie, want ek sou graag iets anders wou hê. In hierdie moeilike oomblikke sukkel jy om dankbaar te wees met hierdie goed wat met jou gebeur. In hierdie oomblikke leer die Here jou om hom werklik te vertrou. Dis hier op die pad saam met hom, waar jy leer om regtig jou lewe, jou toekoms, jou rigting in sy hand te plaas. Om skuiling te gaan soek by hom. En jou volle afhanklikheid
aan hom te verklaar. Jy sien, as hier waar ons by 'n probleem uitkom, en dikwels sla die pad 'n ander rigting in as een wat ek sou kies. Dikwels kom jy agter die wil van God nou vir my, lyk nie soos die een wat ek in gedagte gehad het. En ek weet, jy ervaar dieselfde as ek, ons erken dit nie altyd nie. Maar dit is nie altyd maklik om te bid. Laat U wil geskied nie. Het is nie altyd maklik om dit ernstig en eerlik te bid nie. Want in elkeen van ons bly daar maar 'n stukkie eie sinnigheid oor, wat so klein stukkie koninkryk vir myself wil hou, waar my wil geld en my besluite uitleef, en dinge gebeur en dinge 'n rigting loop, soos wat ek het wil hê. Om totaal en al afhanklik van God te wees, is dikwels 'n vreesaanjaende gedagte. Dis die dat elkeen van ons maar so 'n bietjie begrafnis hou, terwyl ons nog leef. Want om daai eie wil af te sterf, vat nogal iets. Dis 'n hele proses. Maar nou wil ek vir jou sê, dit het Jesus ons nie net leer bid nie. Hy het ons nie net leer bid, laat U wil geskied nie. Hy het dit vir ons kom wys. Hy het dit vir ons geleer bid, en dis hoe hy wil hê ons moet bid, maar ook een donker Getsemane aand het hy vir ons kom wys, hoe voer jy dit uit? Hoe moeilik is dit dikwels? Hoe staan jy by die woorde wat jy tot God uiter? Kom ek sê vir jou, daai nag het Jesus iets moontlik kon maak, wat menslik gesproke onmoontlik geklink het. En daai nag het hy vir ons kom wys hoe dit lyk, as jy in moeilike oomblikke op 'n nuwe pad moet loop, wat vir jou dreigend is, wat vir jou sleg is, wat vir jou onbekend is. Treukie vir treukie. Versigtig, bidend en stamelend. Die pad wat hy daai aand kom oopmaak het, is deel van my pad, saam met God. Dis ook oomblikke van selfopoffering, van heilige gehoorsaamheid, van totale afhanklikheid. En op hierdie pad saam met God kom jy mettertyd twee dinge agter. Ek leef nie net in die hand van God nie. Ek leef in die hand van die Vader. En omdat hy my Vader is, kan ek hom volledig vertrou. Ek weet ons dink nie altyd so daaraan nie, maar voor Jesus het niemand ooit van God gepraat as Vader nie. Die Jode het hom nie so geken nie. Gaan soek dit gerus op. Gaan die hele Ou Testament deur. Die Jode het hom geken as 'n vaderfiguur. En iemand wat hulle sal beskerm, en iemand wat hulle in moeilikheid sal kom haal. 'n Beskermingsfiguur, maar vir hulle was hy steeds hoog, onaantastbaar. Almagtig, alomteenwoordig, skepper, regeerder. Die Jode het 'n paar name vir hom gehad. Julle moes al van dit gehoor het. Adonai. Adonai wat beteken opperbevelvoerder. Elohim wat beteken skepper of maker. El Shaddai, wie het al daarvan gehoor? Hy wat genoeg is, die genoegsame. Yahweh, die verbondsgod. Dis hoe hulle hom geken het. Adonai, Elohim, El Shaddai, Yahweh, daar's nog baie. Alles groot, magtig. En dan kom Jesus.
En hy sê, jy mag hom Vader noem. Kom ek leer jou bid. Jy mag hom Vader noem. Julle weet dis wat hom uiteindelik in die moeilikheid gekry het, nee. Toe hy die almagtige, die groot skepper God durf waag om Vader te noem. Julle weet dis wat die Jode laat dink het hy laster. Julle weet dis wat die Jode laat planne maak. Het kry hom stil. Dit gebeur nie verder nie. Het dit hom gestop. Hy sê nee, kom ek vertel vir jou, kom ek leer jou bid. Vader wat in die hemel is. Onse Vader. En weet jy wat? Net die voorreg om dit te mag doen. Net die voorreg om die skepper van hemel en aarde Vader te mag noem. Dis 'n eretitel. Dis nie vir almal beskore nie. Die feit dat God alles geskaap het, beteken nie hy is almal se Vader nie. Op 'n stadium het die Here vir die Fariseërs gesê, Johannes 8 vers 44, die duiwel is julle vader. Maar as ek die pad saam met die skepper God stap, mag ek hom Vader noem. Dis 'n wonderlike begin. Nou moet ek ook bysê, noem die woord Vader, en nie almal met 'n positiewe prentjie nie. Die gedeelte praat van aardse vaders wat maar partykeer moeilikheid maak. In baie van ons se lewens, as jy die woord Vader noem, dan dink jy aan iemand wat afwesig was. Iemand wat nie omgegee het nie. Iemand wat nie deel was van my lewe nie. Iemand wat my seer gemaak het. Iemand wat my teleurgestel het. Daarom sê ek van God praat as Vader. Koppel ek dit nie aan my eie prentjies nie. Ek gaan vind uit hoe is hierdie pa. En dan kom ek van die begin af agter. Absoluut aanwesig. Altyd teenwoordig. Al ewig besig met mense waarmee ek en jy lankal sou opgee. Van die begin af. Ken jy hom so? Gewone mense, 3 basiese behoeftes. Jy wil behoort, jy wil aanvaar word, en jy wil liefgehê word. En by hierdie Vader is dit van die begin af so. Jesus het my die reg gegee om hom Vader te noem. Saam met hom in hierdie gebed kon ek grense oorsteek en die almagtige God van hemel en aarde my Vader noem. Ek leef in sy hand, maar ek kan hom ook volledig vertrou. Ons het 'n gebruik wat ons sê, ons skryf dit op kaartjies en ons stuur dit in teksies. Maak God die groot stuurman van jou lewe. Wie van julle het dit al gehoor? Ek hoor dit gereeld. Maak God die stuurman. Ons hou daarvan spesifiek ook om dit vir jonger mense te sê, as hulle 'n nuwe reis saam met God begin. Maak God die stuurman. En dis reg so. Maar nou sien ek baie keer ons leef in 'n verwronge prentjie. God is aan die stuur, en ons maak hom die stuurman, maar ek en jy staan lanksom met die kompas in die hand. Hy is die stuurman, maar ek wil die rigting bepaal. Hy is die een met die wiel in die hand, ek is die een met die kompas in my hand. Die leiding kom van hom af, die rigting kom van my af. En nou sien ek ons leef baie keer. Laat u wil geskied, maar hou my wil in gedagte.
Wys die rigting aan, solank dit in die rigting is, wat ek graag wil beweeg. En dan kom mense en hulle haal hierdie gedeelte aan in die woord en sê, maar die Here sê, vra en vir jou sal gegee word, soek en jy sal vind, klop en vir jou sal oopgemaak word. Dis amper asof mense hierdie gedeelte hanteer, soos so geheime klousule. Jy kan wegkom van God se wil vir jou, vra net op hierdie manier. En vra aanhoudend. Ek lees hierdie week wat iemand skryf en hulle is eerlik daaroor, as jy vir God vir 'n huis vra, maak duidelik wat jy soek. Sê as jy 4 slaapkamers en 2 badkamers wil hê. Want God sê dit in sy woord. Hier staan geskryf. Vra en ek sal vir jou gee. Soek en jy sal vind. Klop en vir jou sal oopgemaak word. Ek sal vir jou alles van die Heilige Gees gee. Die heel laaste sin. Wanneer ek in sy hand leef en op hom vertrou, is dit wat ek vra nie buite sy wil nie. Dis steeds binne sy wil. Laat u wil geskied. Vat die kompas ook uit my hand uit. En nou wil ek vir jou sê, is 'n verskriklike wonderlike ding om te bid as iemand ver van jou af is. As jy hoor van die oorlog in die wêreld, van die kinders wat honger is, van algemene seer, dan is baie maklik om te bid. Laat u wil geskied. Dit word moeiliker om dit te bid. As die nood teen aan jou lê. Dit word moeiliker om dit te bid. As die onvoorsiene ook jou lewe kom raak. Ek wil vandag kom afsluit. Ons aanbid steeds die Vader wat in die hemel is. Hy is die gans andere. Hy is my Vader, maar hy is ook groter. Hy is my Vader, maar hy weet ook meer. Hy is my Vader. Nie my beste pel nie. Neem dit in gedagte. Wat 'n wonderlike oomblik. Toe Jesus sy mense leer bid. En die Jode moes dit aanhoor. Want die Here sê, toe kom na hom toe. Al is jy die wegloopkind, al is jy die afdwaalkind, al is jy die vreemdeling, kom na hom toe. Nie as 'n dienskneg nie, maar as 'n erfgenaam. As sy eie. Hoe vermetel, hoe wonderlik, asemrowend. Amen. Laat die wil geskied, Here. Dit is vir ons moeilik as ons dit teen aan onsself moet bid. Het is maklik om na die wêreld te kyk daar buite wat ver is en die onreg raak te sien en daarvan te hoor en te bid, laat u wil geskied. Dit is moeiliker as die seer en die onrus en die ongemak en die ongerief en die onbekende teen my lê. Vandag bid ons dit weer. Ons bid dit vir mekaar. Ons bid dit vir mense wat voor 'n nuwe hoofstuk staan, nuwe geleentheid. Ons bid dit vir geliefdes wat in 'n hospitaalbed lê. Ons bid dit vir geliefdes wat na verlies
ook weer moet aangaan. Dankie dat U Vader is in my lewe. Dankie Here dat U my ken en liefhet, voordat ek U kon ken. Amen. Here, lei ons hier uit en gebruik ons lewens in die pad wat U stap. Dankie vir die voorreg om U Vader te noem. Dankie vir die voorreg om te bely dat bloed my skoon gewas het. Dankie vir die voorreg om te weet die Heilige Gees rig my en lei my tot die eer van U naam. Amen.